jaar 3, hier is kwartaal 2 se leerpapiere. Begin by voeding en voedingsstowwe. Die 4 hoofvoedselgroepe is koolhidrate. Dit is pasta, stampmielies, springmielies, aardappels, graan, mieliemeel, pap en brood. Proteïene, vleis, vis, hoender, eiers, bone, melk en kaas. Vette en olies, botter, margarine, sardientjies, kookolie, neute, grondboontjiebotter en avokado's. Vitamine en minerale. Ons hoofbronne van vitamine en minerale is vrugte en groente. 'n gebalanseerde dieet bevat die korrekte hoeveelhede voedingsstowwe uit die basiese voedselgroepe wat 'n persoon elke dag benodig vir gesonde groei en aktiwiteite. 'n Ongesonde dieet kan siektes veroorsaak, byvoorbeeld diabetes, vetsug, hartlywigheid en skeurbuik. Skeurbuik is 'n erge gebrek aan Vitamine C, veroorsaak bloeiende tandvleis, kneusplakke, swakheid, moegheid en 'n veluitslag. Dit word veroorsaak wanneer mense nie genoeg vrugte en groente en hulle dieet inneem nie. Organe van die spysverteringsstelsel. Die pankreas skei verteringsensieme in die dun darm af. Die rektum verbind die dikdarm en die anus. Die dikdarm absorbeer voedingsstowwe uit die dun darm. Die lewer is verantwoordelik vir die verwerking van afval sodat uitskeiding makliker is. Slukdarm ontvang die kos uit die mond wanneer jy sluk. Maag is die houer wat die voedsel berg, terwyl ensieme die voedsel tot 'n bruikbare vorm afbreek. Mond is die begin van vertering. Kou breek die kos in stukke wat makliker verteer kan word. Die dun darm breek voedsel af met behulp van ensieme wat deur die pankreas en gal uit die lewer afgeskei word. Die galblaas stoor en konsentreer gal en stel dit dan vry om vette te absorbeer en te verteer. Die anus is die laaste deel van die spysverteringskanaal. Dan kyk ons na mengsels. 'n Mengsel is iets wat geskei kan word in 2 of meer stowwe. Die komponente van 'n mengsel kan maklik deur fisiese metodes geskei word. 'n Mengsel kan geskei word deur die filtrering, handsortering, magnete, afsakking en dreinering. Homogene mengsels het dieselfde uniforme voorkoms en komposisie regdeur. 'n Heterogene mengsel bestaan uit sigbaar verskillende substansie of fases. 2 of meer substansie kan in 'n mengsel gesien word. Die stowwe in heterogene mengsels kan geskei word deur sifting, filtrering, handsortering, afsakking en dreinering. 'n Magneet kan gebruik word om metaal van nie-metaal te skei, byvoorbeeld om sand van yster te skei. Filtrasie is die metode wat gebruik word om soliede stowwe vanaf 'n vloeistof te skei. Die soliede dele is te groot en sit vas, byvoorbeeld om grond van water te skei. Die vloeistof gaan deur gaatjies in die filtreerpapier en die soliede deeltjies bly agter. Verdamping is 'n metode wat gebruik word om 'n opgeloste stof van 'n oplossing te skei, byvoorbeeld om soutkristalle uit soutwater te kry. Distillasie is 'n proses waardeur vloeistof gesuiwer word deur dit te kook en die damp te kondenseer, byvoorbeeld om vars water uit soutwater te kry. 'n Sif is 'n instrument met baie gaatjies wat gebruik word om groter dele van kleiner dele en vaste stowwe van vloeistowwe te skei. Handsortering word gebruik wanneer die fisiese verskille tussen die materiale maklik onderskei kan word en die stowwe maklik geskei kan word, byvoorbeeld om smaartjies van jelly tots te skei. Afsakking word gebruik om die vloeistof van 'n mengsel te skei wanneer die swaarder materiaal afsak tot op die bodem van die vloeistof, byvoorbeeld wanneer jy sand by water voeg en dit sak af. Afgieting kan gebruik word wanneer 'n mengsel wat uit 2 vloeistowwe bestaan, geskei kan word deur een af te giet en die ander
die tyd gehad het om te skei volgens hulle digtheid, byvoorbeeld olie wat op water dryf. Oplossings is 'n spesiale soort mengsel, soos alle mengsels bestaan het uit 2 of meer materiale wat weer 'n nuwe substans vorm. 'n Oplossing bestaan uit 'n oplosmiddel soos water, waarin 1 of meer oplosbare stowwe opgelos is. 'n Oplossing is 'n spesiale mengsel waar die verskillende materiale wat saamgemeng is, nie weer van mekaar geskei kan word nie. Wanneer 2 of meer stowwe 'n oplossing vorm, sal dit lyk asof die een stof en die ander een verdwyn het. 'n Oplossing is wanneer 2 of meer stowwe oplos in mekaar. In die oplossing lyk dit of die opgeloste stof verdwyn het. Dit is omdat die oplosmiddel en die opgeloste stof se deeltjies baie goed meng. Daar is baie tipes oplossings, maar die bekendstes is mengsels van 'n soliede stof en 'n vloeistof, soos suiker en water. Nie alle stowwe los op in water nie, die substansie wat oplos word oplosbare stowwe genoem. Onoplosbaar beteken die stof kan nie oplos in die oplosmiddel nie. Byvoorbeeld, suiker is nie oplosbaar in olie nie. Oplosbaar beteken dat die stof kan oplos in 'n oplosmiddel. Oplossing kan geskei word deur verhitting sodat die oplosmiddel verdamp. Die droë opgeloste stof bly agter. Kristallisering word algemeen gebruik om sout uit seewater te kry. Wanneer ons soveel opgeloste stof in 'n oplosmiddel opgelos het, dat niks meer kan oplos nie, sê ons dit is 'n versadigde oplossing. Die oplossingstempo verwys na hoe vinnig 'n opgeloste stof in 'n oplosmiddel kan oplos. Drie faktore wat die oplossingstempo beïnvloed is: temperatuur, agitasie of roer en die grootte van die dele van die opgeloste stof. Temperatuur: in 'n warm oplosmiddel beweeg die dele van die oplosbare stof vinniger as in koue oplosmiddel en sal dus vinniger oplos. Agitasie of roer en skit is wanneer 'n mengsel geroer of skit word, los die stof vinniger op. En die grootte van die dele van die opgeloste stof, hoe kleiner die korrels of die dele van die oplosbare stof is, hoe vinniger los die stof op. Suiwerstowwe: 'n suiwerstof het net een soort molekule. 'n Suiwerstof is 'n stof wat nie geskei kan word deur fisiese metodes nie. Fases van materie: wanneer hitte by materie gevoeg of weggeneem word, beweeg die molekules weg van mekaar of nader aan mekaar. As hitte by water gevoeg word, word dit waterdamp genoem. As water afgekoel word deur hitte, word dit ys genoem. As water afgekoel word deur hitte weg te vat, vorm waterdruppels wat vloeistof is. Verdere verkoeling veroorsaak dat water vlies en solied word. Jammer daaroor, hierdie punt moet nie daar wees nie. Smelting en oplossing is 2 verskillende prosesse. Wanneer 'n materiaal verander van 'n soliede stof na 'n vloeistof, noem ons die proses smelting. Byvoorbeeld as sjokolade smelt. Wanneer dit afkoel, word dit weer soliede sjokolade. Wanneer 'n materiaal 'n oplossing vorm in 'n ander materiaal, word die proses oplos genoem. Dit vorm dan 'n nuwe substans, byvoorbeeld suikerwater. Alle stowwe los nie op in water nie. Daar is 'n beperking vir hoeveel van 'n stof in 'n gegeewe hoeveelheid water opgelos kan word. Oplossings kan nie geskei word deur sifting, filtrering, handsortering of afsakking en afgieting nie. Oplossings kan geskei word deur verhitting om die oplosmiddel te verdamp. Die droë opgeloste stof bly agter. Wanneer ons soveel opgeloste stof in 'n oplosmiddel opgelos het, dat daar nie meer opgeloste stof kan oplos nie, sê ons dat dit 'n versadigde oplossing is. 'n Onversadigde oplossing is een waar dit moontlik is om meer opgeloste stof in die oplosmiddel op te los. 'n Oplossing maak 'n nuwe produk wat deurgaans dieselfde lyk. 'n Mengsel kan die verskillende stowwe onderskei word. Voorbeelde van mengsels of oplossings: sout en water is 'n oplossing, olie en kruie is 'n mengsel,
Jelly beans en Smarties is 'n mengsel en Nesquik en melk is 'n oplossing. Julle kan kyk na hierdie watersiklus. A is smelting, B is verdamping, C is kondensasie, D is vriesing en E is presipitasie. Die proses van die watersiklus. Water op die aarde se oppervlak verdamp en styg dan in die lug as waterdamp. Die waterdamp koel en kondenseer terwyl dit in die lug opgaan. Wanneer die waterdamp kondenseer, vorm dit klein druppels. Hierdie waterdruppels vorm wolke hoog in die atmosfeer. Die druppels word groter en val op die aarde as reën. Water in sommige wolke vries en val op die aarde as haal of sneeu. Reën, sneeu en haal bring water terug na die aarde se oppervlak. Die ys, sneeu en haal smelt en vorm oppervlak afloop wat terugvloei na die riviere en see. 3 maniere waarop water verdamp het, terug na die aarde kan keer is reën, sneeu en haal. Wanneer water verdamp, neem dit energie uit die omgewing op en koel die omgewing af. Wanneer dit kondenseer, stel dit energie vry en maak die omgewing warm. Die hitteuitreilings beïnvloed die klimaat. Verdamping is omskakeling van water of vloeistof na waterdamp of gas. Water op die oppervlak van die aarde, in riviere, mere, damme en oseane word deur die son verhit. Dit veroorsaak dat water as 'n gas in die atmosfeer kan opgaan. Kondensasie is die teenoorgestelde van verdamping, waar die waterdamp of gas na druppels, water of vloeistof verander word. Dit gebeur wanneer die waterdamp afkoel of koud word. Presipitasie is die val van water as reën, sneeu en haal vanuit die atmosfeer terug na die aarde toe. In die laaste bladsy is die spysverteringsstelsel. Hier kan jy sien, A is die mond, B is die slukdarm, C is die lewer, D is die maag, E is die dikdarm, F is die dundarm, G is die anus. Baie dankie jaar 3, julle moet lekker leer en sterkte vir die toets.